Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord vir hierdie maandagoggend is: laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Psalm 19 vers 15. Ons het gister bietjie daarna gekyk van Ebenezer, die klip wat opgerig is, om te sê, so ver was die Here met ons. En ons het geweet ook dat so ver beteken, ek kan vandag sê, dit is waar hy met my was in die gisters van my lewe. Ek kan jou na die plekke toe vat, maar so ver beteken ook, vorentoe sal hy met my wees. So wat lê vir ons voor? Ek en jy weet nie. En hier is dit nodig om die skuld van geloof bo alles weer op te tel, om te kan glo, dat alles wat jy deurgegaan het, of tans deurgaan, en nog moet deurgaan, hanteer is met en in Jesus se kruisiging. As dinge in my lewe vir my ondraaglik swaar raak, dan stap ek na een plek toe, waar ek alleen kan wees, en dan loop ek tot binne Jesus se kruisiging. Ek weier om te dra wat hy reeds vir my gedra het. As goed in hierdie lewe my krek, dan gaan soek ek sy teenwoordigheid op, daarvoor vir dit wat ek deurgegaan het, toe hy gekruisig is. As ek nie weet hoe om te vergewe nie, dan gaan soek ek sy woord op. Met alles in my gaan ek kruis toe, en as ek daar klaar is, dan staan ek saam met hom op in sy opstandingskrag. Dan weet ek het gedoen wat ek kan, en die res sal hy doen. En Jesus sal ons elke keer oorwin, want hy het uitgeroep, "It is finished, my bride." Dit sê die Passion Translation in Johannes 19 vers 30. Ek weet hy het my lief, en as bruid het ek hom met sy eie liefde in my terug lief. En hier kom die challenge: give God the glory, and they will give you the victory. Dis nie maklik nie, maar as ek hom begin verheerlik in wat vir my volbring is, sal jy sien dat jou geesmens opgelig word en sal jy oorwinning smaak en later sien, maar dit was net God se goedheid wat oor jou tong gespreek is. Daarom sien jy dit wat nog nie is nie, asof dit is. In die tong lê lewe of dood. Moenie vrede maak met wat nie van God is nie. Staan op jou Ebenezer woord, maar staan ook op die rots van Jesus. Laat die woorde van my mond. Wat is die woorde van my mond? Wat kom uit my mond uit? Kan ek jou een ding sê, wat uit jou mond uitkom, is wat in jou gedagtes aangaan. Een of ander tyd gaan dit uitkom. Baie mense se woorde is stilstype. Dan sê dit vir jou wat in jou hart aangaan. 'n Kliphart. Baie mense se woorde is negatief. Dan sê dit wat in jou hart aangaan. In jou gedagtes negativiteit. Dat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees vir U aangesig. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Wat gaan in jou hart aan? Want dit sal uit jou mond uitkom. Jy kan vir my sê, jy kan wees wie jy wil. Ernstig, as jy die make-up afgehaal het, ernstig as jy die soetbaadjie uitgetrek het, die werkskoene uitgetrek het, is jy in 'n milieu wat jy is wie jy is. En wat kom dan uit jou mond uit? Want wow, ons kan 'n prentjie voorhou voor mense, maar wat gaan regtig in jou aan? Laat my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots, my verlosser. Ja, die Here kyk. Hy kyk nie om jou te straf nie, maar hy kyk of jy met jou hele hart op hom vertrou, sodat hy jou kan seën. Kom ons gaan vanoggend en ons drink die bloed van Jesus, sodat die bloed van Jesus se krag my gedagtes kan hernuwe. Kom ons neem vanoggend die liggaam van Jesus as genesing, sodat ek genees kan word
om nie meer uit stikkende, negatiewe wonde te praat nie, maar te praat uit die plek uit, dat hy het my nuut gemaak. Hy sê, hy maak alles nuut. Kyk, dis besig om uit te spruit. Het dit al in jou lewe begin, die verandering. Wanneer gaan jy verander, liewe mens? Nie wanneer mense van jou verwag nie, maar wanneer jy wil verander. En dis iets wat ons baie stubborn is in, wat ek is mos soos wat ek is. Hoe het Jesus vir jou aan die kruis verander? Hoe lyk Jesus vir jou? Hoe lyk dit? Hoe hy vergifnis hanteer het? Hoe lyk dit? Hoe hy wonde hanteer het? Hoekom het hy dit gedoen? Want hy het gesê, nie meer my wil nie, Vader, maar u wil. Wat was Vader se wil? Dat ek en jy kan verander. Verander vanaf 'n drenkeling na iemand wat op die boot is, wat gered is deur God se genade. Amen.